Spreuke 16 sit ek net nou en lees en hy sê, jy weet die planne van die hart kom van die mens en die antwoord van die tong kom van die Here. En terwyl ek Spreuke 16 vers 1 lees, besef ek, Here, is dit nie waar ons osself vind soms in ons lewens nie, is op daai plekke waar ons bekommerd is, waar ons vrees hoe dinge in plek moet val, hoe dinge moet gebeur, hoe huur betaal moet word, hoe moet 'n kar betaal word, hoe onderhoud betaal moet word, kos op die tafel, water en elektrisiteit wat moet betaal word, grondbelastings en 'n besigheid wat sukkel om vorentoe te gaan, 'n huwelik wat nie werk nie. Jy het soveel vrae, jy het soveel angs, jy het soveel bekommernisse en dan kom hierdie gedeelte terwyl ek net nie agter in die erf besig is met die swembad, tref het my Spreuke 16 vers 1 wat hy sê die planne van die hart kom van die mens. En toe besef ek, hoeveel keer is ons as mens net nie betrokke by onsself en nie by God nie, om te veel energie op 'n probleem te spandeer. Hoeveel tyd het jy hierdie laaste maand aan omstandighede spandeer, om bekommerd te wees en te stres, en dit verander net nie, omdat jou fokus op dit is, en jou fokus nie op die nou oomblik is, wat God nou wil aanraak, God nou vir jou iets wil doen, en vir jou wil deurkom nie. Ek wil vir jou sê vandag, dit voel soms so, asof hy 4 days late, but he's always on time. Ek wil vir jou sê, dit voel hy's laat, 4 dae. Maar hy's altyd op tyd, hy was al by die nou oomblik, hy was, daar waar ek gister was God, hy is by die vandag, hy is al by môre, God is nie gekoppel aan tyd nie. En ek wil vandag vir jou sê, my gebed is werklik waar, dat dit wat dood gegaan het, of dit wat besig is om dood te gaan, of dit jou werk is, of dit jou huwelik is, of wat ook al jou finansies voel, of dit besig is om uitmekaar te val, en sê dalk vir my, Stef, dit is so ironies dat jy hieroor praat, want ek dink juis vandag, hoe gaan ek dit maak? Dit is so ironies dat jy hieroor praat, want dit voel net of niks uitwerk nie. Weet jy wat het ek agtergekom? My probleem baie keer is dat ons staan stil by onsself. Hy sê, jy weet, hier kom die antwoord kom van God af, deur die tong van God. Jy weet, en ek en jy is besig om te fokus op probleme, te fokus, jy weet, op ons as mens, in die natuurlike realm. En ek dink God wil ek en jy moet 'n bietjie wegkom van die nou oomblik waar ek en jy weet, tyd spandeer in ons dinge, en 'n bietjie opkyk en sê, Here, hier is my beker, Here, hier is my huwelik, hier is my besigheid, hier is my finansies, hier is my kinders, hier is my handewerk, hier is my gesondheid, ek lig dit op en ek plaas dit by U, Here, want ek het nodig vandag 'n deurbraak. En ek wil vir julle sê, op ons wandeling en op ons paadjies, is ons so geneig om rond te kyk. Jy weet, en as mens kom herinner die Here ons kry nie antwoorde as ons by onsself stil staan nie, maar dit kom van God, of die laaste antwoord lê by God. Kom ek en jy begin, ons eindig by onsself en ons begin by God. My begin en my einde moet by God wees. Stap jy vandag in oorwinning en 'n deurbraak en hou aan dit vas. En dalk voel jou pad baie keer soos my pad soms, wat dinge net nie uitwerk nie, maar dan herinner dit my dat ons gedagtes en ons fokus is soms op die verkeerde plekke. En ons moet daar kom by daai plek om te sê, Here, ek het nodig antwoord van U af. En nou, Here, plaas ek alles, my hoop en my krag en my sterkte, my verstand, my alles, wat ek altyd alles probeer het, wat nie uitwerk my plannetjies nie. Ek plaas dit nou by U voete. Vir my is Pastoor Stef altyd lekker om saam met jou te kuier, goedheid en guns.